Goeiemôre. In die Omega leer kom ons vandag uit by die vraag: wie is die Antichrist? Maar voordat ons daarmee begin, kom ons buig net ons hoofde. Hemelvader, ons dankie vir hierdie voorreg wat ons het om uit u woord te leer. Here, waar ons vandag baie gedeeltes uit die Bybel gaan aanhaal, vra ek u om met ons te wees. Help ons dat ons hierdie gedeeltes sal verstaan, dat ons hierdie gedeeltes bymekaar sal bring om ook te verstaan wat in die eindtyd wag. Wees u die leermeester en open ons harte dat ons u boodskap kan ontvang. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. As 'n mens begin gesels oor die Antichrist, dan sien 'n mens redelik uiteenlopende sienings van die Antichrist by baie mense. En as 'n mens dit doen het met eindtyd gebeure, is een van die eerste vrae wat jy gewoonlik gevra word deur kom ons sê maar 'n leek op hierdie gebied: wie is die Antichrist? En daarmee bedoel hulle watter persoon wat tans in die wêreld is die Antichrist. En dit bring ons by die groot vraag: kan ons werklik weet wie die Antichrist is? Kom ons kyk wat die Bybel sê en dan kyk ons of ons kan aflei of daar reeds 'n Antichrist is en indien wel, wie dit is. Die term Antichrist word net in een gedeelte van die Bybel gevind en dit is die briewe wat deur Johannes geskryf is. So ons lees die eerste keer van die Antichrist in 1 Johannes 2 vers 18 tot 22. Kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het dat die Antichrist kom, bestaan daar nou ook baie Antichriste waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskryf omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Met ander woorde, die eerste punt wat ons hier sien, is dat daar nie net een Antichrist is nie, daar is baie Antichriste. En die term Antichrist beteken in teenstelling met of in plaas van Christus. So dit is 'n persoon wat Christus probeer vervang. En Johannes waarsku ons dat hier baie Antichriste is, maar dat die finale een nog moet kom. En u sal let op die skryfwyse hier, en dit is nie dat ek die Bybel verander het, dis soos dit in die Bybel opgeteken staan. Die Antichriste is met 'n klein a gespel, maar die Antichrist is met 'n hoofletter gespel. So daar is verskillendes. Die Antichriste deur die verskillende eeue is bloot 'n titel wat aan hulle gegee is, maar daar gaan iemand kom wat die naam gaan dra van Antichrist en daarom is hy met 'n hoofletter gespel, want dit is 'n persoonsnaam waarmee ons daar werk. As ons verder lees, en ons lees byvoorbeeld vers 22 en dan ook 2 Johannes 1 vers 7, dan sien ons dat enige iemand wat Jesus verloon, is 'n Antichrist. En in ons samelewing, hoeveel mense is daar nie wat Jesus verloon nie? Maar jy kan hom op verskillende maniere verloon. So kry ons deur die eeue politici wat hom verloon het en heeltemal gedoen het wat in stryd is met dit wat die Bybel sê en wat Christus sê. Ons dink byvoorbeeld aan Hitler wat die Jode vermoor het in die konsentrasiekampe. Hy is 'n voorbeeld van 'n Antichrist wat daar was. So is daar deur die eeue elke keer 'n Antichrist. So die gees van die Antichrist was alreeds teenwoordig in die tyd van Johannes. Maar hy gaan teenwoordig wees en daar gaan Antichriste deur die eeue wees totdat die teerhouer waarvan ons lees in 2 Tessalonisense 2 uit die weg geruim word of weggevat word en dan gaan die finale Antichrist geopenbaar word. Kom ons kyk net 'n bietjie hoe werk hierdie hele storie. Ons sit met 'n heilige drie-eenheid: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.
Die duiwel is 'n naaper en kom nie met eie dinge voor in dag nie, maar probeer naap dit wat God daar gestel het. Daarom kry ons die onheilige trio wat bestaan uit die duiwel of Satan, wat jy hom ook al wil noem, die anti-kris en die vals profeet. En daardie drie is is 'n trio wat gaan werk, maar anders as die drie eenheid waar ons werk met drie wat eintlik een is hierdie drie afsonderlik van mekaar, hoewel hulle dieselfde doelstelling het. En dit bring ons sommer by die gevaar om die drie eenheid verkeerd voor te stel. So om te sê dat dit die drie verskillende maniere is waarop God hom openbaar, dis 'n vals siening van dit wat in die Bybel staan. Maar ons sal net nou by al daardie dinge uitkom. As ons verder lees vanaf vers 22 in 1 Johannes, dan sien ons, wie is die leenaar? En nou word die persoonlikheid van die anti-kris geopenbaar. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? En is daar nie baie mense tans in die wêreld wat Jesus ontken nie? Met ander woorde, daar is talle anti-kriste. Ekskuus, ek moet myself in die rede val. U is ongelukkig, hierdie opnames wat ek maak is my proefloopie vir die preek wat ek in die gemeente gee. So, u luister na die preek en dan is hy nog nie reg voorberei nie en dan vergeet 'n mens baie keer sekere dinge. Ek het net nou gesê die duiwel boots als na. Omdat die duiwel die drie eenheid ook wil naboots, sorg hy dat daar ten alle tye in die wêreld mense is wat optree as anti-kriste. Dat as dit nodig is, as die eindtyd aanbreek, dan het hy die persoon reg wat dan moet optree as die anti-kris. En dit is waarom hier gesê word dat die anti-kris een van sy kenmerke moet wees dat hy Jesus ontken. Dit is die anti-kris wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. So dis jou prys wat jy ontvang as jy glo in hom, is die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Ons word weer eens, ons het op 'n stadium gepraat, ek dink dit was in die tweede les gewees, het ons gepraat oor die misleiding, die leuns wat daar is. En hier sien ons dat as jou lewe reg is, as jy waarlik verseël is met die Heilige Gees, dan lei hy is die Gees van waarheid, en hy lei jou in die waarheid, en jy gaan die waarheid herken, en jy moet in hom bly, anders kan jy ook swig voor hierdie leuns wat vertel word. Die bekende woorde van Jesus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hier word daardie woorde eintlik herhaal. Dis dieselfde persoon wat dit neergepen het, maar dis 'n boodskap wat van God af ontvang is in elke geval. Maar ons lees verder ook hoe ons moet leef. Johannes beskryf vir ons in Johannes 5 vers 43, wat Jesus ook gesê het, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. En dit is die anti-kris wat hier beskryf word. Jesus het gekom en hy het hoeveel kere in die boek Johannes, as jy Johannes bestudeer, sal jy sien, daar is 7 keer wat Jesus die uitspraak gelewer het, ek is, en dan volg daar wat hy is. En elkeen daarvan getuig dat hy die Seun van God is. So as jy daarin bly, dan is jy reg. Maar hy sê ook hier dat die meeste het dit nie aanvaar nie, want ons lees ook in Johannes dat hulle hom
telkens wou stenig en dit beskou het as godslastering dat hy dit sê. Maar nou gaan hier iemand kom en hierdie persoon gaan in sy eie naam kom en homself groot maak en sê ek is en hy gaan optree asof hy alles beheer. Terwyl Jesus elke keer erken het, ek gee vir julle wat die Vader aan my gegee het. Ek openbaar aan julle wat die Vader aan my openbaar het. Heeltemal ons sien die nederigheid van Jesus teenoor die grootdoenerigheid wat die antichrist gaan hê. En die mense gaan hierdie een wat in sy eie naam kom, gaan hulle aanvaar. In die Bybel, ek het gesê, is net in Johannes wat hy beskryf word as die antichrist, is daar 'n klomp verskillende name wat gebruik word vir 'n persoon wat die antichrist voorstel. In Jesaja 11 vers 4 word hy die goddelose genoem. Bietjie verder in Jesaja 14 die koning van Babel. Ook in nog steeds in Jesaja 14 die môrester, die seun van die dageraad, oorweldiger van die nasies, Aser. Dan in Esegiel word hy beskryf as die koning van Tyrus. Daniël beskryf hom as die horingkie wat uitkom en Daniël beskryf dit dat en as hierdie horingkie uitkom, gaan hy 3 van die bestaande horings omverwerp en hy gaan groei en hy gaan verskriklike dinge spreek. Dis 'n absolute beskrywing van wat die antichrist gaan wees. Die interessantheid net is as ons Daniël behoorlik bestudeer, dan gee Daniël vir ons 'n beskrywing van presies hoe die antichrist gaan optree. En baie mense dink maar in Daniël sin is 'n vervulde profesie, want Antiochus Epiphanes het gekom en hy het opgetree soos wat die antichrist optree. Antiochus Epiphanes is seker een van die wreedste mense wat daar nog ooit in die geskiedenis van hierdie aarde was. Maar Antiochus Epiphanes vergelyk geensins met die geweld en die gruwels wat deur die ware antichrist gedoen gaan word nie. Daniël beskryf hom ook as die koning met die harde gesig, die vors wat sal kom, die koning wat doen wat hy wil. As ons in die Nuwe Testament kom, in 2 Tessalonisense 2, word hy beskryf as die mens van sonde. In dieselfde vers ook as die seun van die verderf. Paar verse later as die ongeregtige. Dan in Johannes op 'n paar verskillende plekke as die antichrist. En as ons Openbaring bestudeer, gaan ons op verskeie plekke die beskrywing sien van die dier, en in Openbaring is dit elke keer die dier wat uit die see kom. En nou moet ons ook net kyk na profetiese woorde. Profetiese woorde kry jy die verklaring altyd in die Bybel. Wat word bedoel met die dier uit die land en die dier uit die see? In Openbaring 17 vers 15 kry ons 'n verklaring wat bedoel word met die see. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en mag en menigtes en nasies en tale. Met ander woorde, die see stel eintlik die heidendom voor. Al die nasies van die wêreld, uitgesonderd Israel. En dit is wat bedoel word met die see. En as ons kyk na hoe dit in die Ou Testament ook dikwels beskryf word, is dit die betekenis daarvan. So u kan sien dat dit wat ons ken as die antichrist, of wat ons nou van weet as die antichrist, word met baie verskillende terme dwars deur die Bybel vir ons beskryf. As ons byvoorbeeld 'n vergelyking maak tussen die vors wat in Daniël beskryf word en die dier wat in Openbaring beskryf word, dan sien ons dat albei gaan godslastering toepas. Hulle gaan albei veg teen die heiliges. Hy gaan regeer vir 3,5 jaar lank. Dan verander sy gesindheid teenoor Israel, en dit word nie so duidelik uitgespel nie, maar dan gaan hy nog 3,5 jaar lank regeer, en dan gaan hy 'n verskriklike, die eerste 3,5 jaar gaan hy eintlik relatief kalm optree, maar dan kom sy groot geveg, en dit eindig dan ook dat hy gaan veg teen die koninkryke. En dit wat in Daniël staan, word
in basies amper dieselfde woorde elke keer in Openbaring vir ons beskryf. As ons net mooi kyk na Openbaring, dan word daar 3 verskillende terme gebruik. Daar word gepraat van die draak. Die draak is die duiwel of Satan. Daar word gepraat van die antichrist, dit is die dier uit die see, en die dier uit die aarde is die vals profeet. So, as ons by Openbaring kom, gaan ons weer met hierdie terme te doen kry. Dan is daar mense wat dink dat daar nie 'n verskil is tussen Jesus en die antichrist nie. Kom ons kyk net na die verskille. Jesus het uit die hemel neergedaal, die Heilige Gees het gekom om Maria te bevrug, en so het Jesus op die aarde gekom. Die antichrist kom uit die see, hy kom uit die volke uit, waar Jesus uit God uitkom. Jesus het homself verneder. Die antichrist verhef homself. Sien u die verskil in optrede? Jesus is deur die mense verag. Die antichrist sal deur mense aanbid word. Baie groot verskil. Die een wat die aanbidding verdien, Jesus Christus het dit nie gekry nie. Nie op die stadium wat hy hier op aarde was nie. Maar die antichrist gaan dit kry hier op aarde. En daarom gaan soveel mense hom volg ook. Jesus ontvang sy gesag van God, terwyl die antichrist sy gesag van die duiwel ontvang. Jesus het God verheerlik toe hy op aarde was. Die antichrist gaan God laster terwyl hy op aarde is. Jesus was sagmoedig en nederig, maar die antichrist gaan hard van aangesig wees. Jesus was 'n man van smarte. Die antichrist gaan handel deur slinksheid. Jesus word beskryf as die vredevors, terwyl die antichrist is die vors wat verwoesting meebring. So u kan sien, die antichrist is heeltemal die antithese van Jesus. Hy is die teenoorgestelde van Jesus. Dit wat Jesus gedoen het, Jesus het aarde toe gekom om die mensdom te red. Die antichrist kom aarde toe om die mensdom te verlei om hulle hel toe te sleep. As ons dan kyk na Daniël, dan sien ons hier die beeld wat koning Nebukadneser in Daniël 2 gesien het. En dit wat hy gesien het, het Daniël later ook self 'n visioen van gehad. Nebukadneser het 'n beeld gesien met 'n kop van goud, wat die Babyloniese ryk voorgestel het. Dan was die arms en bors was van silwer gewees. Dit het die Mede-Persiese ryk voorgestel. Dan was die maag en lendene met koper geklee. Dit het die Griekse ryk voorgestel. En dan is die bene en voete van yster wat die Romeinse ryk voorstel. En die feit dat daar 2 bene is, dui ook vir ons op die skeiding wat daar gekom het tussen die oosterse gedeelte van die Romeinse ryk en die westerse gedeelte, met ander woorde tussen Rome en Istanbul of nou haak my brein vas oor die Konstantinopel is die naam wat hy eers gehad het. Maar die interessantheid is, as ons kyk na hierdie beeld, dan is hierdie ryke die een na die ander vernietig, en is elke keer vernietig deur die ryk wat gevolg het op hom. So is die Babyloniese ryk, die kop van goud, vernietig deur die Mede-Persiese ryk. Die Mede-Persiese ryk is vernietig deur die Griekse ryk. Die Griekse ryk is vernietig deur die Romeinse ryk. En die Romeinse ryk is nooit vernietig nie. Hy het agteruit gegaan en gekwyn, maar hy is nie deur 'n ander ryk vernietig nie. En dit bring ons by die interessantheid dat die voete en tone bestaan uit 'n mengsel van yster en klei. So dis 'n vermenging van volke wat daar voorkom. En in die gesig wat Nebukadneser gesien het, het daar 'n klip losgekom, 'n rots het losgekom,
dit het sonder toedoen van mensehande, dit het gerol en die voete van hierdie beeld bereik en die hele beeld het omgeval en is fyn gekap deur die rots. In Daniël lees ons dat hierdie rots is die hoeksteen waarop ons geloof berus. Dit is Jesus Christus. So hierdie laaste ryk gaan eers vernietig word as Jesus Christus weer op aarde is met sy wederkoms. Hoekom is die voete 'n mengsel van yster en klei? Dis 'n vermenging van volke. Dit is nie sterk nie, maar dit beteken dit is die gedeelte wat nog staan as Jesus se koninkryk kom. Daar is 10 tone en dit dui vir ons daarop dat daar 10 volkere gaan ontstaan uit hierdie Romeinse ryk. En as ons Openbaring bestudeer, gaan ons baie sien van die 10 volke wat na vore kom. Ek het net nou verwys na die Antichrist, die horingkie wat 3 horings gaan omverwerp. As 'n mens net 'n bietjie teruglees daar, sien 'n mens dat daar 10 horings was en dat die klein horingkie toe 3 van hulle vervang het. So dit is vir ons ook 'n vooruit aanduiding van wat gaan gebeur in die eindtyd. Die interessantheid is as ons hierdie beeld wat koning Nebukadneser gesien het, vergelyk met dit wat Daniël gesien het. Daniël het diere gesien. Daniël se gesig, sy visioen het van God afgekom. Die mens sien homself as goed. Koning Nebukadneser sien sy koninkryk as goud. Daarom het hy ook die standbeeld van goud gebou wat almal moes aanbid. Toe Daniël die gesig sien wat God vir hom gee, toe sien hy dit as 'n leeu, 'n wrede dier. En dan gaan dit nog verder. Die Mede-Persiese ryk het hy gesien as 'n luiperd. Die Babyloniese ryk was ongeveer 606 voor Christus, die Persiese ryk 536 voor Christus. Dan die luiperd, die Griekse ryk 330 voor Christus. En die 4de dier was so vreemd dat Daniël dit nie kon beskryf nie. Hy vertel van verskillende eienskappe van die dier, maar hy het nie 'n naam wat hy vir die dier kan gee nie. En dis die Romeinse ryk wat omtrent 27 voor Christus oorgeneem het. Die voete en tone, soos ek reeds gesê het, verteenwoordig die regering van die Antichrist wat nog moet kom. So u kan sien dat ons op verskillende plekke in die Bybel die boodskap kry van hierdie geweldenaar wat aarde toe gaan kom. Hoe weet ons wanneer hy gaan kom? Ons lees in 2 Tessalonisense 2 verse 3 tot 10 en ek moet hierdie gedeelte lees om vir u die verband tussen alles te wys. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Ek het met u in die tweede lesing gepraat oor hierdie afvalligheid wat kom. Ek het dit nie die woord afvalligheid gebruik nie, maar ek het vertel hoe mense afdwaal van die geloof en dis wat met die afvalligheid bedoel word. Apostasia is dit in die oorspronklike taal. En hier word nou gepraat die mens van sonde, dis die Antichrist sal openbaar word. Die seun van die verderf, nog 'n naam vir hom. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is. En nou kom wat die Antichrist gaan doen, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou is hier verskillende dinge. Dit beteken dat daar op daardie tydstip 'n tempel van God gaan wees en hy gaan sit in daardie tempel van God. Antiochus Epiphanes het in die tweede tempel gaan sit en hy het homself, hy het 'n beeld van sy god Jupiter opgerig wat in die tempel gestaan het en almal was verplig om dit te aanbid. As ons in Openbaring kom, gaan ons sien dat die vals profeet gaan maak dat 'n beeld van die Antichrist opgerig word. Daardie beeld gaan kan praat en as ons dink aan moderne tegnologie, is dit niks vreemds as 'n beeld praat nie. En die mense sal daardie beeld moet aanbid, anders gaan hulle doodgemaak word.
So die antichrist gaan voorgee dat hy God is. Hoekom verwys ek so na Epiphanes? Omdat baie mense dink al hierdie dinge het betrekking gehad op hom. Maar 2 Tessalonisense is geskryf na die dood van Antiochus Epiphanes. Dit is geskryf terwyl die Romeinse regering aan bewind was, so die Griekse regering was reeds uitgewis. So dit is nie, hierdie stuk is nie geskryf, hy het in die tempel van God gesit nie. Hy sal sit en hy sal voorgee dat hy God is. So dit is op die toekoms gerig. Dan gaan Paulus hier voort en hy skryf, onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. So daar is iets, een of ander mag, wat hierdie antichrist teehou, dat die antichrist nie na vore kan tree en sy werk begin doen nie, tot op die tyd wat deur God beskik is, dat dit moet gebeur. Wie gaan die antichrist teehou? Wie is op die oomblik op aarde? Die Heilige Gees is in die tempel van God op aarde. En die tempel van God op aarde is tans die heiliges, met ander woorde, enige wedergebore mens, wat verseël is met die Heilige Gees. So die Heilige Gees leef in ons, en die Heilige Gees in ons hou die antichrist te, dat hy nie kan werk nie. En wat ek hierby uitkom, is eintlik al 'n aanduiding van wat gaan kom as ons bespreek die wegraping wat gaan plaasvind. Daar kom 'n wegraping wat God al die bruid van Christus gaan wegruk van die aarde af, harpazo. Dit is 'n wegrukking of wegraping van sy mense. Met ander woorde, die Heilige Gees en hierdie geredde persone word weggeneem van die aarde af, en dan is daar niemand wat teenstand bied teen die antichrist nie, en dan kan die antichrist kom. Met ander woorde, wat ons reeds op hierdie stadium kan aflei, dat ons niemand tans op aarde kan identifiseer as die antichrist nie, want ons weet nie wie dit gaan wees nie, want hy word nog teëgehou. As ons terugdink in die woorde wat in Daniël staan, die klein horingkie wat gaan opkom, beteken dit dat die antichrist 'n relatiewe lae profiel gaan handhaaf, jy gaan amper nie weet van hom nie, en hy gaan met eens op 'n stadium na vore tree, en die leier in die wêreld word. Maar mense is so geneig om huidige wêreldleiers te sien, as maar dit is die antichrist. Goed, so hy gaan op die regte tyd, wat deur God geopenbaar is, gaan die teehouer, die Heilige Gees, met die heiliges verdwyn, en dan gaan hy na vore tree. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, en ek het in die tweede bydrae vir u vertel, hoeveel ongeregtigheid is daar tans reeds in die wêreld aan die gang, hoe word die leuns versprei, en hoeveel leuns is daar wat versprei word. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtigde geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. As Jesus weer kom, dan lees ons in die Bybel, dat die woord soos 'n tweesnydende swaard sal optree, wat sal uitwis die wat teen hom is, so die antichrist gaan vernietig word met die wederkoms van Jesus Christus. Hy wie se koms is volgens die werking van Satan, dis nou weer na die antichrist wat verwys word, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So hy gaan allerhande sogenaamde wonders doen, maar dit is leuns wat hy verkondig. En die mense gaan dit glo en hulle gaan hom volg. Verder oor die antichrist, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Ek verwys weer na Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En Jesus is liefde. As jy Jesus verwerp jy hierdie liefde, dan is jy een van die wat verlore gaan. So die antichrist gaan diegene beet kry
wat nie Christus aanvaar nie. Ek het nie tyd om op hierdie gedeelte in te gaan nie, maar ek raai u aan om vir Bybelstudie Johannes 10 te lees. Lees die hele hoofstuk van Jesus wat sê, ek is die goeie herder. En lees daar hoe Jesus as herder optree, hoe die skape na sy stem luister en hoe hy hulle lei. Hy lei hulle na groen weivelde, as ons Psalm 23 ook daarby vat. In Sagaria 11 kry ons die teenoorgestelde. Hier word die slegte herder beskryf. U moet weer eens die hele hoofstuk lees, ek lees vir u net verse 15 tot 17. Daarop sê die Here vir my, dis vir Sagaria, neem weer vir jou die gereedskap van 'n herder, van 'n dwaase, met ander woorde 'n dwaase herder. Want kyk, ek sal 'n herder verwek in die land. Na wat verlore is, sal hy nie omkyk nie. Dit is wat Jesus gedoen het. Jesus het gekom om te red die wat verlore gaan. Wat verstrooi is, nie opsoek nie. Jesus het gekom om die wat verstrooi is bymekaar te maak. En wat gebroke is, nie genees nie. Jesus het gekom om die gebrokenes te genees. En wat nog regop staan, nie versorg nie. Maar die vleis van die vette sal hy eet, en selfs hulle kloue afruk. Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat. Mag die swaard sy arm tref en sy regter oog. Mag sy arm heeltemal verdor en sy regter oog heeltemal verduister word. U sal sien as ons kom in Openbaring gaan ons lees dat die Antichrist 'n wond in sy kop gaan kry en dat hy genees gaan word en dat dit gesien gaan word as of dit gaan verkondig word dat dit 'n ekwivalent is van Jesus wat gesterf het en weer opgestaan het vir sy mense. Maar hier is 'n voorspelling wat reeds deur die profeet Sagaria gedoen is, waar God vir hom gesê het, wat gaan gebeur met hierdie Antichrist. Lees 'n bietjie Sagaria 11, die slegte herder, en vergelyk dit met Johannes 10, en u sal sien hoe verskil die goeie en die slegte herder van mekaar. Kom ons kyk vinnig na hierdie slegte herder, die dier uit die see. Hy sal wetteloosheid in die wêreld bevorder, en ek het nie tyd om vir u al hierdie tekste te lees en als te bespreek nie. Lees asseblief, stop hierdie video, gaan hierdie gedeeltes deur, doen dit as deel van die Bybelstudie en jy sal verstaan waaroor dit als gaan. Hy is 'n leenaar, hy sal die godheid van Jesus verloon, hy sal verkondig dat hy God is, hy sal iewers in die toekoms openbaar word, hy sal sy krag direk van die duiwel ontvang, hy sal moontlik 'n direkte afstammeling van die duiwel wees, en hier moet ek verwys na Genesis 6. In Genesis 6 staan daar, in die Hebreëus is dit Banai Elohim, seuns van God. En dit is 'n term wat gebruik word, as ons byvoorbeeld na die stamboom kyk, dan word dit gebruik om Adam te beskryf, want Adam is deur God geskape. Daarom word hy beskou as 'n seun van God. Nie een van die res van die mense in die stambome word die seun van God genoem nie. Maar in Genesis 6 kry ons dat afvallige engele die sien het dat die dogters van die mens mooi was en hulle het hulle geneem as vrouens. En dit was 'n ewel vir God dat hierdie gevalle engele omgang gehad het met menslike dogters. So vergelyk 'n bietjie hierdie gedeelte en dit is moontlik een van daardie afsate, afstammeling van daardie wat dan 'n direkte voorsaat van die Antichrist gaan wees. Die Antichrist gaan 'n vaardige spreker wees. Hy gaan 'n charismatiese persoon wees. Hy gaan gevul wees met wysheid. Hy gaan aanvanklik voorkom as 'n man van vrede. En nou kom ons by die belangrike ding. Hy gaan 'n verdrag met Israel sluit. En hierdie verdrag gaan vir 'n periode van 7 jaar wees. Dis baie belangrik. Hierdie verdrag wat tans met Israel gesluit word, nie een is gekoppel aan 'n tydperk nie. Maar hierdie verdrag gaan 'n tydperk van 7 jaar wees en die ondertekening van daardie verdrag gaan die verdrukkingsperiode inlei.
Jy kry baie mense wat nou al praat dat ons in die verdrukking is, en dan praat hulle van dis die soveelste beel of seël of skaaloordeel wat daar nou al is. Ons is nog nie naaste by die verdrukking nie. Dit gaan fantasties goed op aarde. Selfs waar daar soveel moorde en goed plaasvind, gaan dit goed. Die verdrukking is 'n plek waar dit sal sleg gaan. Dis onmoontlik om te beskryf hoe sleg dit sal gaan. Verder oor die anti-kris, hy sal alles doen wat hom behaag. Hy sal 'n militêre leier wees, maar hy sal 'n swak herder wees. Hy sal ryk wees en die wêreld se ekonomie beheer. Vergelyk dit met Jesus. Jesus wat nie plek gehad het om sy kop neer te lê in die nag nie. Hy sal almal wat hom volg en aanbid 'n merk teen hulle voorkoppe of op hulle hande gee, die merk van die dier. Hy sal waarskynlik uit die oorblyfsel van die Romeinse ryk in Europa kom, aanvanklik as 'n onbeduidende persoon. Ons het net nou al daaroor gepraat. Hy sal 3,5 jaar lank regeer. Hy sal die Jode vervolg en teen God laster. Hy sal ook die heiliges, dis hy mense wat tydens die verdrukking tot bekering kom, sal hy vervolg en vermoor. Die laaste bladsy met al sy gruweldade. Hy sal probeer om tyd te verander. Sy gruweldade sal lei tot die gruwel van verwoesting. Dit is woorde wat ons in Daniël sien, en dit beteken dat die tempel ontheilig gaan word, en ons gaan later praat oor die 3de en die 4de tempel. Die 3de tempel moet nog gebou word, dis 'n tempel wat gebou gaan word in Jerusalem, waar die moskee staan. Daardie tempel is iets waarvoor u asseblief geen bydraes moet lewer nie, want dit gaan nooit 'n tempel van God wees nie. Dit is die tempel van die anti-kris wat daar gebou gaan word, maar die Jode gaan dink dis die tempel van hulle God, en daarom gaan hulle hom aanbid totdat hy sê dat hy God is. Hy sal 'n noodlottige wond aan die kop kry, maar sal dit oorleef. Hy sal na die kopwond in die bodemlose put neerdal en later opstaan om die 2 getuies dood te maak. Hy sal geen God erken nie. Met ander woorde, hy gaan ook nie Allah of Boeddha of wie ook al erken nie. Hy sal ook nie in enige normale verhouding belangstel nie. Hy sal al die nasies versamel om hulle in 'n oorlog teen Jerusalem te lei. Jesus sal hom vernietig en hom in die poel van vuur werp. En die anti-kris en die valse profeet is die eerste 2 individue wat in die hel gaan beland. Hulle gaan in die hel beland, en dan gaan hulle 1000 jaar later gevolg word deur die duiwel en daarna al hulle volgelinge. Die mens het egter 'n vrye keuse. Ons sien nou dat die anti-kris en die valse profeet in die poel van vuur gaan beland. Dit word op baie plekke vir ons beskryf. Die hel het God nie geskep vir die mens nie. Die hel is geskep vir die duiwel. Dit is waar hy moet beland. Maar die mens met sy vrye wil kan kies of hy wil hemel toe gaan of hel toe. Die mens kies of hy Jesus Christus wil volg en of hy Satan wil volg. En almal wat Satan volg, gaan saam met hulle vriend daar beland. In die hemel gaan daar vreugde wees, omdat al die slegte goed vernietig gaan word. Maar in die hel gaan daar nooit vreugde wees nie. So, wat is jou vrye keuse? Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel oor ons keuse. Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dit het Jesus Christus vir ons gedoen, vir my en vir jou. Het jy hierdie geskenk van hom aanvaar? Glo jy dat hy God is? Glo jy dat hy jou kan red, dat hy jou kan verlos van al jou sonde? 1 Johannes 4 vers 10,
Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Hy het sy seun gestuur as 'n versoening van ons sondes. Maar as ons ook kyk na Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun sy eniggebore gestuur het, sodat almal wat in hom glo nie verlore kan gaan nie. Jy moet in Jesus Christus glo. Jy het die keuse of jy in hom glo of nie. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. U kan sien, dis hier dieselfde tema wat keer op keer genoem word. So wat ons vandag gedoen het is, ek het vir u 'n baie kort opsomming eintlik gegee oor die anti-kris en wat hy gaan doen op aarde. Hier is vir u baie Bybelstudie in hierdie gedeelte wat u self moet doen. Lees veral daardie stuk oor die slegte en die goeie herder, vergelyk dit met mekaar. En dan sal u sien dat u eintlik net een keuse het, en dit is, u moet die goeie herder kies. So, as ons dan wil afsluit vandag, ons het gepraat oor een van die lelike gedeeltes van die Bybel, die anti-kris, hy wat in die plek van Christus wil wees. Dan moet ons bid die woorde wat Dawid ook gebid het. O God, hoor my smeking, luister na my gebed. Van die einde van die aarde af roep ek u aan as my hart beswyk. Lei my op 'n rots wat vir my te hoog is, want u het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg. En dan het Paulus dit vir ons beskryf in Romeine 8. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Jy moet vir Jesus Christus aanvaar as jou verlosser, en jy het redding. O almagtige God en hemelse Vader, baie dankie vir u genade. Here, dankie dat u Jesus na die aarde toe gestuur het, dat u Jesus gestuur het toe ons nog sondaars was, sodat hy vir ons aan die kruis kon sterf, sodat daar vir ons redding is. O Here, gee dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, by die goeie herder sal uitkom, dat hulle sal glo in hom, dat hulle u woord sal aanvaar, dat hulle vir u sal leef, en dat hulle hele lewe u gewy sal wees. Help u elkeen van ons, en Here, hou u elkeen van ons trou, dat ons sal bly in u woord, dat ons die waarheid sal verkondig waar ons ook al gaan, en vir mense sal wys wat staan in u woord. Gee ons opnuut liefde vir u woord, dat ons u woord sal bestudeer, dat dit vir ons 'n lewenstaak sal word om al ons tyd te spandeer, om meer en meer van u te leer en met ander daaroor te